elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Ons is besig met ons reis deur Lukas en in hierdie gedeelte wat ons hierso lees, het ons te doen met Jesus se seën en ellende uitsprake. Nou, hierdie uitsprake van Jesus kom op meerdere plekke voor, onder andere in Matteus hoofstuk 5, as julle nou sal terugdink, Matteus 5, wat deel uitmaak van die bergpredikasie van Jesus, is daar ook hierdie seën en hierdie ellende uitsprake, en dit was heel moontlik 'n baie belangrike deel van meeste van Jesus se prediking, wat hy op meer as een geleentheid gepreek het. Ons weet Matteus 5, 6 en 7 staan bekend as die bergpredikasie wat Jesus op 'n berg gepreek het. Hierdie gedeelte staan bekend as die preek in die vallei. Maar Jesus het baie gepreek en op vele plekke en hierdie was vir Jesus belangrik geweest, want dit was deel van sy hart wat hy wou oordra aan sy mense. Hierdie manier van lewe. Sy seën uitsprake en sy ellende uitsprake. Nou, daai woord wat vertaal word met geseënd is hulle, is die Griekse woord makarios, en dit kan vertaal word na gelukkig is hulle, welaf is hulle, geseënd is hulle. En dan elke keer nadat Jesus dit sê, makarios, dan sal hy iets sê, 'n aspek wat volgens hom 'n eienskap is van iemand wat geseënd is, iemand wat gelukkig is, iemand wat werklik welaf is. Dit word dan gewoonlik gevolg deur hierdie gedeelte wat ons lees wat ons die ellende uitsprake noem, waar Jesus aspekte uitlig en sê dat hierdie mense volgens hom ellendig is. Nou daai woord is 'n Griekse woord ouai. Alright, klink amper soos kuai. En dit beteken bejammerenswaardig, hartseer, ellendig. En hierdie mense is volgens Jesus bejammerenswaardig, hartseer, ellendig. Nou, ek weet nie of ek nodig het om die toets te doen nie, maar kom ek vra vir julle, wie van julle wil geklassifiseer word onder geseëndes, volgens Jesus? Wie van julle wil geklassifiseer word en geken word as bejammerenswaardiges, hartseeres, ellendiges? Die vreemde ding is, as van hierdie seën en ellende uitsprake van Jesus, is dat volgens die manier waarop die wêreld om ons goeders klassifiseer, dan het Jesus hierdie verkeerd om. Die mense wat Jesus in hierdie lys as geseënd beskryf, sou ons eerder as ellendig beskryf. En die wat Jesus as ellendig beskryf, sal ons eintlik as geseënd wil beskryf. Het julle dit gesien? Is dit net ek wat hiermee worstel? Of as jy eerlik is met jouself, dan dink jy ook, Here Jesus, U het hierdie verkeerd omgehad. Kyk gou bietjie na hierdie mense wat Jesus hier beskryf. Geseënd is julle wat arm is. Vers 20. En dan die teenoorgestelde pool, vers 24. Ellendig is julle wat ryk is. Nou as jy eerlik met jouself is, dan wil jy vanoggend met Jesus verskil. As jy kyk na jou lewe en wat jy as geseënd sien, en as dit wat jy najaag, en dit waarvoor jy bid, dan gaan jy sê, geseënd is die wat ryk is. Is dit nie wat ons geleer word deur die evangeliste op TV nie? Is dit nie wat ons geleer word deur die YouTube predikers nie? Met hulle mooi suits en blink skoene.
Jy is geseënd wanneer jy ryk is. God wil jou ryk maak. En jy is ellendig wanneer jy arm is. Rykdom is 'n teken van seën. Armoede is 'n teken van ellendigheid. Ons praat ook so, né? Wanneer die besigheid 'n goeie maand beleef het en iemand vra vir jou, hoe gaan dit? Dan antwoord jy, geseënd. Geseënd. As jy geld verloor het, en die belegging krimp, en iemand vra vir jou, hoe gaan dit? Dan sê jy, nee, ellendig. Bejammerenswaardig, kry my jammer asseblief. Ons bid ook so, Here, seën my, Here, mag ek die seën beleef. En wat koppel ek in my gedagtes wanneer ek dit bid? Here, rykdom, finansiële voorspoed, welvaart. Die wêreld verkoop daai prentjie. Geseënd is die rykes. Ellendig is die armes. Daarom is ons ingesteldheid eerder om by mekaar te maak. Eerder om by mekaar te maak as om weg te gee. Ons wil meer hê, ons wil nie weggee nie, ons wil nie minder hê nie. As ons eerlik is met onsself, dan wil ons mos nou ryker word. En ons wil dit sien as God se seën, want dan kan ons regverdig om nog rykdom nog meer na te jaag. Dit is tog hoekom ons onsself doodwerk. Nee, ons werk onsself dood en ons wil dit op een of ander manier regverdig. Te sê, maar ek werk vir die seën van die Here, ek beleef die seën van die Here, maar in meantime werk ek myself dood. Is tog waaroor ons lê en bekommer in die aande, wanneer ons nie kan slaap nie. Ons bekommer ons oor rykdom. Dis tog wat ons najaag, rykdom. En om dit te regverdig, klassifiseer ons dit as God se seën. Dit is daai kapitalistiese droom. Nou voordat jy dink ek wys 'n vinger na jou toe, ek doen nie, want ek sien myself as deel van daai groepering wat Jesus noem ryk. Ek besit 'n kar. Ek het 'n huis. Ek gaan slaap nie een aand honger nie. Ek het nog nooit in my lewe nie. Ek het nog nooit gewonder wat ek aantrek nie, want omdat ek te min klere het nie. Dit beteken ek is ryk. Ek is ryk. Maar Jesus sê, hierdie is nie 'n aanduiding volgens hom van of ek geseënd is nie. Hoor mooi, ek krap vanoggend in jou slaai. Maar dis nie hoe ons dink nie. Ons dink soos die wêreld. Die wêreld se hart het in die kerk ingekom. Ons hardloop nie die regte wedloop volgens Jesus nie. Ons kla met die brood onder die arm. Dit was ook hoe Jesus se luisteraars gedink het. Die rykes wou vashou aan hulle rykdom en die armes wou ryker word. Want ons sien rykdom as seën. Maar Jesus kom en hy krap dit deur mekaar. Vir wat kom Jesus en hy draai hierdie goed om? Kan hy dit nie los soos wat dit is nie? Waarom sê hy geseënd is die armes? En ek lees hierdie goed en miskien lees jy dit en jy aanvaar dit maar net en jy gaan aan. Ek kan nie. Hoekom sê Jesus dit? Kan dit wees dat Jesus vir ons wil sê dat volgens hom is aardse rykdom nie 'n direkte indikasie van om geseënd te wees nie? Om geseënd te wees volgens Jesus hang nie af van of jy baie het of min het nie. Jy kan arm wees en geseënd wees volgens Jesus. Hoor my. Jy kan arm wees en volgens Jesus 'n geseënde wees. Jy kan ryk wees en volgens Jesus ellendig wees. Jesus se seën lê nie in rykdom nie. Kyk wat sê Jesus. Geseënd is julle wat arm is, want
aan julle behoort die koninkryk van God. Dit sê nie dat armes outomaties die koninkryk van God beerwe nie. Die feit dat jy arm is, beteken jy die koninkryk van God beerwe nie. Nee, jy kan net die koninkryk van God beerwe deur Jesus Christus aan te neem as jou redder. Of jy ryk is of arm is. Ek dink Jesus sê, geseënd wees het te doen met ons wat die koninkryk van God in besit geneem het. Ons is geseënd, ons geseëndheid is gesetel in die feit dat ons deel geword het van God se koninkryk. Hy sê, dis hoekom jy geseënd is. Hoekom is jy geseënd? Want jy het die koninkryk van God in besit geneem. Die koninkryk van God behoort aan jou. Dis hoekom jy geseënd is. Nie in ryk of arm, soos wat die wêreld dit wil definieer nie. Aan die ander kant lê die ellendigheid van die ryk persoon nie in die feit dat hy ryk is nie, maar in die feit dat hy sy vervulling in sy rykdom vind en nie in God se koninkryk nie. Dis waar die ellendigheid lê. En ek en Wian en ons het gisterand gebraai en gekuier en gepraat oor mense wat ryk is, maar wragtig ellendig is. Regtig. Want hulle vind hulle vervulling en hulle blydskap en alles in daai rykdom. Jesus sê die ryke is ellendig want jy het nou reeds alles wat jy wou hê. Die Afrikaanse ou vertaling sê, want julle het julle troos weg. Jy soek nie na meer nie. Jy is gemaklik in jou rykdom. Jy begeer nie die dinge van die koninkryk nie. Jy het geglo jou seën lê in die aardse rykdom wat jy nou het en daarom is dit al wat jy sal kry. Dis waar in die ellendigheid lê van rykdom. Nou, moet my nie verkeerd verstaan nie, Jesus heilig nie hier armoede nie. Jesus sê nie armoede is goed of reg of beter as rykdom nie. Ek glo God wil armoede uitwis. God wil nie hê dat mense deur armoede gebind moet wees nie. Armoede is nie God se wil nie. Maar ek glo dat Jesus sê, die arme kan weet dat hy geseënd kan wees in Jesus. Sy armoede is nie 'n vonnis tot ellende nie. Wanneer 'n persoon die koninkryk van God soek, dan hardloop hy die regte wedloop. Ek glo so 'n persoon sal werklik geseënd wees en ek glo 'n persoon wat die koninkryk van God eerste soek, sal ook finansiëel beter afraak. Ek glo dit. Want jy soek die regte dinge en God sê hy sal die ander dinge dan ook vir jou byvoeg, dit wat jy nodig het, kos en klere. 'n Persoon wat arm is omdat hy nie werk nie of lui is of dwaas werk met sy geld is definitief nie geseënd nie. So 'n persoon is ongehoorsaam. So 'n persoon verdien sy ellende. Ek glo egter ook dat Jesus in hierdie orde doelbewus omruil om ook vir die wat ryk is, en dit daarby, soos ek sê, sluit ek myself in, en jy moet maar besluit of jy jouself daarby insluit. Ek gaan nie vir jou besluit nie. Ek sê net vir jou, jy oppas om nie te kla met die witbrood onder die arm nie. Jy is dalk baie beter af as wat jy dink jy is. Jesus sê vir ons wat ryk is, dat ons seën sal beleef in die weggee van rykdom. En dat ons daardeur ons fokus kan skuif na 'n vervulling wat nie in die bloot materiële rykdom is nie, maar in God se koninkryk. Ook die ryke se seën lê in die soeke van God se koninkryk. Die hardloop van die ryke, dan hardloop die ryke die regte wedloop, wanneer ons die koninkryk van God soek. Daarom dat Jesus sê, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Daar's dan ook 'n paar skrifte wat die ryke aanraai om homself doelbewus te verarm, deur rykdom weg te gee. Jesus in sy een gelykenis veroordeel die besigheidsman of die boer wat toe hy 'n baie groot oes kry, sy skure vergroot het om nog meer bymekaar te maak.
Hy veroordeel hom. Dink aan die storie van die ryk jong man, waar Jesus vir die ryk jong man sê, gee jou rykdom weg en volg my. Ek lees vir jou 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19, waar Paulus vir Timoteus sê aan hulle wat ryk is in hierdie wêreld, om nie trots te wees en op hulle geld te vertrou, wat spoedig sal verdwyn nie. Maar hulle vertroue moet in die lewende God wees, wat aan ons ryklik alles skenk, wat ons nodig het om die lewe te geniet. Sê hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen. Hulle moet ryk wees in goeie dade en moet ruim gee aan die in nood. Hulle moet altyd gereed wees om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Deur dit te doen, sal hulle vir hulle 'n skat opbou, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die egte lewe kan ontvang. Is ek in hierdie saak geseënd volgens Jesus? Soek ek die koninkryk van God? Soek ek my vervulling daarin? Of soek ek dit in die rykdom van hierdie wêreld? Kom ons kyk na nog 'n stelling van Jesus. Geseënd is jy wat honger is, want jy sal versadig word. En dan vers 25. Ellende wag op julle wat nou versadig en voorspoedig is. Want vir julle kom daar 'n tyd van ontsettende hongersnood. Eina. Weereens, hoekom ruil Jesus dit om? Ons wil sê nee, geseënd is die wat versadig is. Geseënd is die wat voorspoedig is, wat suksesvol is. Ellendig is die wat honger is. Jesus sê nee. Die manier waarop ons seën definieer is verkeerd. Ons moet dit gaan heroorweeg, herëvalueer. Om te sê ek is geseënd omdat ek genoeg het en omdat ek nie honger is nie, is verkeerd. Om te sê ek is ellendig wanneer ek honger is verkeerd. Ek kan honger wees en nog steeds geseënd wees. Want versadiging kom van my doen van die wil van God. Wanneer ek God se wil doen, is ek geseënd, al is ek fisies honger. Is dit nie wat Jesus sê daar in Johannes hoofstuk 4 by die put van Jakob, wanneer hy met die vrou praat daarso nie, en sy disippels kom by hom, nadat hulle gaan kos koop het, en hulle wil vir hom kos gee om te eet, want hy het nog die hele dag nie geëet nie, dan sê Jesus die volgende, ek het mos kos om te eet, waarvan julle nie eers weet nie. Die disippels sê toe onder mekaar, het iemand anders dalk vir hom iets gebring om te eet? Jesus antwoord hulle, my kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk klaar te maak. Dis waarin versadiging lê. Dis wat Jesus hier vir ons wil sê. Dis wanneer jy geseënd is. Ons is geseënd volgens Jesus wanneer ons die wil van die Vader doen, ongeag of ons dalk honger is of swaar kry. Daarteenoor kan 'n mens fisies versadig wees, jy kan suksesvol wees, maar nie besig wees met God se wil nie, en dan is jy eintlik glad nie 'n geseënde nie en gelukkig nie. Jy kan nie as gelukkig geklassifiseer word volgens Jesus dan nie. Jesus sê eintlik beleef jy dan hongersnood. In jou siel is jy honger. In jou siel is jy leeg, jy swak. Dalk nie fisies nie, dalk is jy fisies lekker versadig, maar in jou menswees sal jy so maar word, so uitgeteer wees, asof jy geen kos het nie. En jy kan maar fisies soveel eet as wat jy wil, dit gaan nie jou geestelike honger versadig nie. Wat help dit ek wen hierdie hele wêreld? Ek is versadig, maar ek verloor my siel, ek is honger in my siel, want ek doen nie die wil van God nie. Ek is nie gehoorsaam nie. Dan is ek nie geseënd nie. Die wêreld gaan sê ek is geseënd, want my spens is vol. Maar Jesus sê, jy is nie geseënd nie. Jy is nie regtig gelukkig nie, jy is nie regtig welaf nie. Nog een, gelukkig is julle wat nou huil, want die tyd sal kom dat julle van blydskap sal lag.
En dan vers 25, ellende wag op julle wat sorgeloos lag, want julle gelag sal in rou en treur verander. Weereens daag Jesus ons uit, ons moet anders gaan dink oor wat ons najaag in die lewe, wat ons sien as seën. Jaag ons altyd dit na wat ons laat lag, wat ons lekker laat voel. Is dit wat ons dink seën beteken? Jaag 'n lekker tyd na. Doen wat jou laat lekker kry. Vergeet die beloftes wat jy voor die kansel gemaak het. Doen wat jou nou gelukkig maak. Vergeet die gevolge, gaan groot vanaand en kuier lekker. Jy moet gelukkig wees. Jy moet lag. Doen wat jou nou gelukkig maak. Jesus sê nee, daar's tye dat jy moet huil. Wat ons moet doen wat nie lekker is nie. Daar's tye wat ons onsself moet blootstel aan die ellende en die hartseer van die lewe. Waar ons die moeilike bo die maklike moet kies. Hy sê dan gaan jy seën beleef. Dan gaan jy waarlik geluk beleef. Aan die ander kant kry jy die persoon wat lag en dan agterkom hoe leeg daai oppervlakkige gelag is. Stel jouself bloot aan ander mense se seer. Raak betrokke by die wêreld se hartseer. Ek beleef dit elke keer as ek op 'n uitreik gaan saam met die hospitaalspan en ons is daar in die hospitaal. Of saam met die helpende hand na 'n kinderhuis toe gaan en jy's daar tussen daai in die seer. Dis nie lekker nie, is ongemaklik, dis hartseer. Maar ek beleef ware geluk, 'n ware joy wanneer ek daar wegstap. Want ek was daar waar God se hart is. Ek was betrokke met iets wat Jesus se hart laat klop. Dit lyk vir my asof Jesus wil sê, ware blydskap is te vind wanneer ons betrokke raak by plekke waar daar trane is. Waar ons help, waar ons daar is waar Jesus ook is. Wanneer ons die moeilike kies. Dit wat gewoonlik ook die regte ding is, maar dis die moeiliker ding. Nee, dit wat nie lekker is nie, dit wat ongemaklik is, maar ons kies dit in plaas van die maklike en die gelag. Dis waar ware geluk lê, dis waar geseëndheid lê. Laaste ene, gelukkig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle uitsluit en beledig en julle naam deur die modder sleep ter wille van my, die seun van die mens. Teenoor vers 26, ellende wag op julle wat deur die skares geprys word, want hulle voorvaders het ook die vals profete geprys. Ons dink seën is daarin te vind wanneer mense van ons hou en wanneer ons populêr is. Ons jaag dit na in die lewe. Nee, dis die leuen van Hollywood. Dit is die leuen van sosiale media. Populêr, wees populêr, doen wat jou populêr maak. Maar wat gee ons prys daarvoor om populêr te wees? Maak ons ander mense sleg, sodat ek beter kan lyk. Spandeer ons onnodig geld, sodat mense waarvan ons nie eens hou nie, van ons moet hou. Ek het nuus vir jou. Die feit dat jy 'n smart kar ry en mense kyk na jou, hulle bewonder jou nie, hulle bewonder jou kar. En hulle sien hulle self in daai kar. Ek beloof jou, dis bewys. Jy dink die feit dat jy nou jou huis mooier maak, gaan maak dat mense beter dink van jou, dat jy meer populêr gaan wees. Glad nie. Hulle bewonder net jou huis. En hulle dink, hey, ek dink ek pas beter by hierdie huis. Beteken jy mag nie 'n fancy kar ry of jy moenie in 'n mooi huis bly nie, moet net nie dink dit doen iets aan jou nie. Dit doen geen niks aan jou nie. Moenie in daai gat trap en dink
Dit maak jou beter in mense se oë nie. Jesus sê daardie mense wie se aanvaarding ons so soek en wie ons so graag wil hê van ons moet hou, is dieselfde mense wat hom verwerp. Wie se leefstyl glad nie volgens God se wil is nie. Waarom wil ons deur daardie mense geprys word? Waarom wil ons deur hulle aanvaar word? Jesus sê eerder, geseënd is julle wanneer julle my naam onbeskaamd uitleef en mense julle daarvoor verwerp. Uitleef en mense julle daarvoor uitsluit. Mense jou naam deur die modder sleep. Dan is jy geseënd. Dan hardloop jy die regte wedloop. Dan sê Jesus in vers 23, wanneer dit gebeur, verheug julle. Ja, spring rond van vreugde. Wie van ons doen dit? Wanneer jy uitgesluit word, wanneer jy nou nie meer deel is van die ingroepie nie, wanneer jy nou jou naam nou deur die modder gesleep word omdat jy opstaan vir Jesus, omdat jy onbeskaamd vir Jesus leef. Wat doen ons? Nee, ons gaan in 'n depro. Jy moet rondspring van vreugde. Want 'n groot beloning wag vir julle in die hemel. Onthou die profete en van vroeër is net so deur julle voorvaders behandel. Jy bevind jouself in goeie geselskap. Die vraag wat ek vandag myself vra, die vraag waarmee ek jou wil los is ek geseënd volgens Jesus? Is ek geseënd volgens Jesus? Meet ek my seën, my geluk, my welvaart aan dit wat Jesus sê? Of is ek geseënd, meet ek my welvaart, meet ek my geluk aan dit wat die wêreld sê? Kan ons definisie van geseënd gaan aanpas om te pas by dit wat Jesus sê, en kan ons dit najaag? Kan ons eerder ons waardes rondom dit bou? Blydskap wag op die een pad, ellende wag op die ander pad. Jesus het nie dinge kop onderste bo kom draai nie. Hy het dit wat die wêreld onderste bo gedraai het, weer kom regmaak. Kom ons bid saam. Here Jesus, u woorde is vir ons soos 'n tweesnydende swaard. Dit daag ons uit. Here, dis nie vir ons maklik om dit te hoor nie. Ons wil graag ryk wees. Ons wil graag versadig wees. Ons wil lag. Ons wil aanvaar word. Here, mag ons besef vanoggend, die woorde wat u hier gesê het, was uit liefde. En u sê dit weer uit liefde vir ons vanoggend. En ek bid dat u sal sny al daai nonsens wat ons begin glo het, omdat ons geluister het na vals profete, omdat ons geluister het na vals leraars, omdat ons begin aanneem het wat die wêreld sê. Kom sny dit weg. Here, mag ons dit najag wat volgens u werklik geseënd is, om u koninkryk eerste te soek, om u wil te doen, om daar te wees waar u hart is. Al beteken dit ons gaan bietjie huil en ons gaan ongemaklik wees. En Here, om eerder op te staan vir u, om onbeskaamd vir u te leef, al beteken dit ons word verwerp. Here, mag ons wanneer ons dit doen en ons bid en ons lê ons kop neer in die aand, sê ek is werklik geseënd. Want ons meet onsself van dit wat u sê. Geseënd is julle. Geseënd is julle wanneer jy honger is. Geseënd is jy wanneer jy huil. Geseënd is jy wanneer mense jou verwerp. Geseënd is jy wanneer jy arm is. Here, mag ons werklik net ons oë op u hou en die wedloop hardloop
wat saak maak. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.